Kyk, ek maak alles nuut, sê God. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Openbaring 21 vers 5. Hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Jesaja 43 vers 18 en 19. Moenie dinge van vroeër in herinnering roep nie. Op vorige gebeure moet julle nie die aandag vestig nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan nou uitspruit. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak, in die wildernis riviere. Ons staan op die drempel tussen 2 jare. Agter ons lê 'n jaar vol herinneringe van vreugde en verdriet, van oorwinnings en teleurstellings, van groei en van struikelblokke. En voor ons lê 'n nuwe jaar, nog onbeskryflik, nog onbevlek, vol beloftes en vol moontlikhede. Dis 'n tyd wat ons dwing om stil te staan, om terug te kyk en ook om vorentoe te kyk, om te vra, wie was ek hierdie jaar? Wie wil ek volgende jaar wees? Onthou Openbaring 21 vers 5, hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. God sê, kyk, ek maak alles nuut. Voordat ons vorentoe kan kyk, moet ons eers eerlik terugkyk. Paulus het gesê, ek vergeet wat agter is en strek my uit na wat voor is. Maar let op, hy het nie gesê, hy ignoreer wat agter is nie. Daar's 'n groot verskil tussen vergeet en ontken. Hierdie jare dinge oor ons pad gebring wat ons dankbaar maak. Seëninge wat ons nie verdien het nie. Oomblikke waar God se hand duidelik sigbaar was. Mense wat ons pad gekruis het en ons lewens verryk het. Daar was antwoorde op gebeure, oorwinnings oor versoeking, groei in ons geloof. Maar hierdie jaar het ook dinge gebring wat ons seermaak. Verkeerde keuses wat ons gemaak het, woorde wat ons nie moes gesê het nie, geleenthede wat ons gemis het, verhoudings wat beskadig is, gewoontes waarvan ons nie ontslae kon raak nie, tye waar ons God se stem geïgnoreer het. Die eerste stap in vernuwing, in verandering, is eerlikheid. Ons kan nie nuut gemaak word as ons nie erken wat gebreek is nie. Van ons dra sakke vol laste uit die verlede saam. Skuld, skaamte, bitterheid, teleurstelling, vrees. Ons sleep dit soos 'n swaar vrag met ons saam, dag na dag, maand na maand, jaar na jaar. En die gevaar is dat ons hierdie vrag ook die nuwe jaar gaan indra. Dat ons 2026 gaan instap of inkruip met 2025 se pyn en gemors steeds op ons skouers. Jy kan nuwe geleenthede mis omdat jy vasgeketting is aan die ou teleurstellings. Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Hy nooi ons om daardie vrag af te lê, nie om te ontken dat dit bestaan het nie, maar om dit aan hom oor te gee. Kyk, ek maak alles nuut. Hier is die wonderlike evangelie. Ons God is 'n God van 'n nuwe begin, van oorbegin, van tweede kanse, van herskeppings. In Jesaja 43 vers 8 tot 19 sê die Here, moenie dinge van vroeër in herinnering roep nie. Op vorige gebeure moet julle nie die aandag vestig nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan nou uitspruit. Kan julle dit nie besef nie, selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak in die wildernis, riviere. Let op wat God hier sê. Hy gaan iets nuuts doen. Nie die ou herstel nie, maar iets totaal nuuts skep. Dit spruit reeds uit. God is reeds besig om daaraan te werk. In die woestyn en wildernis, juist daar waar niks kan groei nie, daar bring God lewe. Dit is 'n belofte. God spesialiseer in verandering, herskepping, transformasie. Hy maak paaie wat daar geen pad is nie. Hy bring water wat daar net droogte was. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dit so.
Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. Hierdie vers word dikwels verkeerd verstaan. Mense dink dit beteken dat al jou probleme skielik verdwyn, dat jou sondige neigings oornag wegraak, dat alles nou maklik sal wees. Maar kyk mooi na die woorde. Die ou dinge het verbygegaan. Dit beteken, dit het verby beweeg. Nie dat dit nooit bestaan het nie. Jou verlede word nie uitgewis nie, dit word verander. Jou identiteit verander, jou toekoms verander, jou bestemming verander. Wanneer jy in Christus is jy nie meer 'n slaaf van jou verlede nie. Jy is nie meer gedefinieer deur jou foute nie. Jy is nie meer die som van jou mislukkings nie. Jy is 'n nuwe skepsel, met 'n nuwe identiteit, 'n nuwe doel, 'n nuwe bestemming. Wat moet ek doen? Maak klaar met die oue. Bely en leef in jou vergifnis. Jy weet wat jy voor God se voete moet kom plaas. Daar is sondes wat jy moet erken, foute wat bely moet word. 1 Johannes 1 vers 9 beloof ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Dit is nie 'n tyd vir verskoning soek oor hoekom jy dit of dat gedoen het of gesê het nie. Dit is nie 'n tyd om jou sondes te rasionaliseer nie. Dit is 'n tyd vir eerlike belydenis. Noem die dinge by hulle naam. Sê, Here, hier het ek geval, hier het ek verkeerd gekies, hier het ek teleurgestel. En dan leef die vergifnis. Jou sondes word nie eers vergewe wanneer jy dit bely nie. Jou sonde is reeds vergewe toe Jesus aan die kruis gesê het, dit is volbring. Maar jy moet dit nou van jou lyf afkom losmaak. Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe en hy reinig jou van die kwaad. Moenie bly twyfel nie. Moenie bly skuldig voel oor iets wat God reeds vergewe het nie. Hy is getrou, hy vergewe, hy reinig. Haal dit van jou skouers af. En vergewe ook jouself en dan vergewe ander. Wie het jou hierdie jaar seer gemaak? Wie het jou teleurgestel? Wie het teen jou gesondig? En draai jy steeds die wrok? Koester jy bitterheid? Jesus maak dit baie duidelik in Matteus 6. Ons moet vergewe, omdat God ons vergewe. Jy verdien nie vergifnis nie, jy kry vergifnis uit genade, en jy vergewe ander nie omdat hulle dit verdien nie, maar ook uit genade. Om ander te vergewe is 'n opdrag. Vergifnis beteken nie dat wat hulle gedoen het reg was nie. Dit beteken dat jy hulle vrylaat uit die gevangenis van jou oordeel, en in die proses bevry jy ook jouself. Jy kan nie die nuwe jaar ingaan met ou bitterhede nie. Laat dit gaan. Skryf die brief. Maak jou oproep. Spreek die woorde, ek vergewe jou, al hoor hulle dit nie. Die jaar was ook vol teleurstellings. Drome wat gefaal het. Gebede wat nie beantwoord is soos wat ons gehoop het nie. Planne wat misluk het. En soms het ons gevra, waarom God? Waarom het U nie ingegryp nie? Waarom het U dit toegelaat? Ons het nie altyd antwoorde nie, maar ons het keuses. Ons kan vasklou aan ons teleurstellings en verbitterd word, of ons kan dit aan God oorgee en vertrou dat hy groter planne het. Romeine 8 vers 28 bly waar. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Nie net alles goed is nie, maar dat God alles, selfs die slegte, kan gebruik om jou lewe te verbeter. 'n Nuwe jaar is nie maar net 'n nuwe datum nie. Dis 'n geleentheid vir nuwe keuses. Maar hierdie nuwe keuses moet doelbewus wees, nie toevallig nie. Kies om God eerste te stel. Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Wat gaan jou prioriteite wees? Waar gaan jou tyd heen? Jou geld? Jou energie? As God nie eerste is nie, sal alles anders uit proporsie wees. Kies om te groei. Stagnasie is nie 'n opsie vir Christen nie.
Ons word geroep om te groei. 2 Petrus 3 vers 18. Sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Wat gaan jy hierdie jaar doen om te groei? Watter sondes gaan jy aanvat? Watter karaktertrekke wil jy ontwikkel? Watter areas van jou geloof het aandag nodig? Moenie net droom nie, maak 'n plan. Begin jou jaar, jou dag saam met God en kies om ander lief te hê. Jesus sê die grootste gebod is om God lief te hê en jou naaste soos jouself. Hierdie jaar kies om meer geduldig te wees met jou gesin, meer genadig te wees met jou kollegas en jou werknemers, meer vrygewig te wees met jou hulpbronne, meer beskikbaar te wees vir mense in nood. Liefde is nie 'n gevoel nie. Dis 'n keuse. Dis 'n daad. Dis diens. Dis wat jy doen. Met 'n nuwe jaar kom nuwe geleenthede en nuwe verantwoordelikhede. Ons noem dit rentmeesterskap. God het aan jou tyd, talente en skatte gegee. Nie om te begrawe nie, maar om te gebruik tot sy eer. Nou, hoe gebruik jy jou tyd? Mors jy dit of belê jy dit? Hoe gebruik jy jou talente? Steek jy dit weg? Of maak jy dit meer? Hoe gebruik jy jou geld? Leef jy vir jouself of gee jy vrylik? Onthou die gelykenis van die talente. Die Here beloon getroue rentmeesters, maar diegene wat niks doen nie, verloor selfs wat hulle het. Jy is die enigste Bybel wat sommige mense lees. Jou lewe is 'n getuienis vir goed of sleg. Hierdie jaar, leef so dat mense Jesus in jou kan sien. Praat so dat mense hoop in jou kan hoor. Lewe so dat mense God se liefde in jou kan sien en voel. 1 Petrus 3 vers 15. Inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Christene word nie geroep om net te glo nie, maar ook om te leef, om hoop te leef, om te groei, om ander te help groei, om ander te help hoop. Wie kan jy hierdie jaar begelei? Hierdie jaar hoop gee? Wie kan jy help om hulle geloof in hierdie jaar te laat groei? Ons moet 'n nuwe lewensingesteldheid hê, 'n verskywing in perspektief, van vrees na geloof. Romeine 8 vers 15. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons, Abba, Vader. Baie van ons leef in vrees. Vrees vir die toekoms, vrees vir mislukking, vrees vir verwerping, vrees vir verandering. Maar God roep ons tot geloof, om te vertrou, om te waag, om te glo dat hy in beheer is. Hierdie jaar, elke keer as vrees opkom, kies geloof. 2 Timoteus 1 vers 7. God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ons kies ook dankbaarheid bo geklaarheid. Filippense 2 vers 14. Doen alles sonder kla en teenpraat. Dis maklik om te kla. Oor die weer, oor die werk, oor die politiek, oor ander mense, oor omstandighede. Maar klaars is nooit gelukkig nie. God word nie verheerlik deur ons klagtes nie. Hierdie jaar kies diensbaarheid. Begin elke dag deur God te dank. Eindig elke dag deur seëninge op te noem. Verander jou perspektief van wat jy nie het nie na wat jy wel het. Van selfgesentreerdheid na diensbaarheid. Filippense 2 vers 3 tot 4. Moet nie iets uit selfsug of ydelheid doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself, deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Die wêreld sê, kyk na jouself, beskerm jouself, die sterkste sal oorwin, maar Jesus leer, dien ander, gee jou lewe, neem jou kruis op. Hierdie jaar, kies diensbaarheid. Soek geleenthede om te help, nie om gesien te word nie. Gee nie om erkenning te kry nie, dien omdat dit is wat Christus gedoen het.
Dit klink pragtig, maar is onmoontlik. Ek het al so baie keer probeer verander. Ek het al so baie nuwejaarsvoornemens gemaak en gebreek. Ek het nie die krag hiervoor nie. En julle is reg. In ons eie krag is dit onmoontlik. Maar hier is die wonderlike nuus. Jy hoef dit nie uit jou eie krag te doen nie. Jesus het beloof in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, woon in jou. Dieselfde Gees wat die heelal geskep het, is beskikbaar vir jou. Galasiërs 5 vers 22 lys die vrug van die Gees. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hierdie is nie dinge wat jy uit jou eie krag kan produseer nie. Dit is wat die Gees in jou voortbring as jy oorgegee leef. Efesiërs 3 vers 16 en 17. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy Gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is. Ons het nie eers nodig om te wag vir Nuwejaarsdag nie. Vandag is die dag, nou is die tyd. 2 Korintiërs 6 vers 2. Op die regte tyd het ek na jou geluister. En op die dag van verlossing het ek jou gehelp. Kyk, nou is die gunstige tyd. Kyk, nou is die dag van verlossing. Moenie sê, vanaf 1 Januarie gaan ek dit of dat doen nie. Nee, van vandag af gaan ek. Ek wil hê, julle moet 'n oomblik stil bly en dink oor die volgende vraag. Wat moet ek agterlaat in hierdie jaar? Watter sonde? Watter slegte gewoonte? Watter verhouding wat giftig is? Watter bitterheid of wrok? En wat wil ek inneem in die nuwe jaar? Watter geestelike dissipline? Watter nuwe gewoonte? Watter karaktereienskap? Wat is my gebed vir die nuwe jaar? Gaan skryf dit neer, maak dit spesifiek, bid dit elke dag. Ons staan op die drempel van iets nuuts. Nie net 'n nuwe jaar nie, maar 'n nuwe hoofstuk, 'n nuwe kans, 'n nuwe begin. Die vraag is nie of God gewillig is om jou nuut te maak nie, hy het dit reeds beloof. Die vraag is jy gewillig om te verander? Is jy gewillig om die ou te laat gaan? Is jy gewillig om te verander? Is jy gewillig om te groei? Is jy gewillig om te dien? Dit is nie maklik nie, maar is die moeite werd. Want aan die einde van volgende jaar wil jy kan terugkyk en sê, dit was 'n jaar wat ek saam met God gestap het, waar ek gegroei het, waar ek 'n verskil gemaak het, waar ek getrou was. Kyk, ek maak alles nuut. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en in jou vrede gee. En God sê, kyk, ek maak alles nuut, daarom laat ek byvoeg. Mag die Here jou nuut maak. Mag hy jou hart vernuwe. Mag God jou denke verander en jou lewe gebruik vir sy heerlikheid. Amen. Here, U is my lewe.